Daar is skere in die lewe waar daar amper onvergeeflik gefaal word. Kwessies waaroor moeilik gepraat word, wat onder die komberse van sogenaamde privaatheid verskuil word. Nie sondes soos oorspel of immorele, vleeslike oortredinge nie, maar besluite wat oor die heiligheid van lewe geneem word, in beraadslaging, innerlike geveg, wat vir maande, selfs jare, in die siege tot volbringing kom. Vreemd genoeg, selfs 'n beraadslaging met jou Skepper, sal hy jou daardie sonde vergewe, as die een waarin jy trou beloof het, nie na jou krete luister, jou behoeftes as kleinigheidjies afskryf, van geen belang ag, ignoreer? God is die gegraveerde heilige mantra in die gees. Respekteer sy skepsels se vrye wil, die keuses wat hulle maak. Is dit waar dat 'n persoon iemand anders tot so 'n punt kan dryf? Wanneer die donkerte van wanhoop al is wat gesien word, die oormag van duisende demoniese aanvalle in een oomblik te veel is om te dra? Dit kort slegs een oomblik van swakheid om hierdie tipe keuses te maak. Slegs een kraakie wat verder uitbreek om daardie finale doodstaat te pleeg. Die besef dat daar nie meer enige ander uitkoms is nie. God gryp nie in nie, selfs nie na dekades so folterende aardse hel van elke sekonde nie. Wanneer die pyn van omstandighede jou vir alle praktdoeleindes mal maak, jou in psigotiese kondisies laat beland, vervreem van die realiteit van emosionele foltering, die jou in 'n heelal van 'n ander realm plaas om van die pyn weg te kom. Dis soos die hasie, soos die slim sielkundig is, dit sal noem, waar jy tegnieke leer om nie te voel nie mens te wees nie. Dis 'n helpad, eensaam en onverduidelikbaar aan enigiemand anders. Die redes daarvoor is van veel minder belang. Dis genoeg dat God dit weet. En dit is nou na soveel krisisdekades ook vir my genoeg. Plaas dit in sy heilige hande, gee dit oor en los dit daar. Maar tog is hierdie ook nog 'n dissipline wat amper onmenslike wilskrag verg, wat jy ook by kere besef, jy nie meer in die spense van jou emosionele vermoëns het nie. Ag Here, hoekom doen jy nie iets nie? Is die hysteriese, wanhopige smeekbedes wat duisende kere in 'n disfunksionele brein elke dag, elke oomblik manies herhaal. Jy raak 'n zombie, 'n ding, 'n persoon in vorm, maar dood soos 'n kadawer op 'n lijkstafel. Jou op om te probeer verduidelik.
Daar is nie eintlik iemand wat die graad van pyn naastenby besef nie. Dis net jy en jy alleen wat die doodsbestaan voer. Jy bid nie meer nie. Jy staar voor jou uit. Dink aan maniere om 'n einde aan alles te maak. Maniere wat vir hom aanvaarbaar sal wees. Maniere wat die asem in jou longe sal stil maak. Maniere wat die oë vreedsaam sal laat toegaan, om hopelik in die paradys oop te gaan. Jy glo tog dat hy die seun van God is, dat hy vir ons sondes gesterf het, selfs vir hierdie sonde wat haarfyn beplan word. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die trane van wanhoop vertuil is. Trane wat elke dag gestort word. Die onkeerbare oergeluide wat gereeld geuiter word. Partykeer ure op 'n slag van geen nut is nie. Nie God se aandag trek nie, is die gevolgtrekking, die waarheid van 'n gebroke, dooie gees. Maar diep binne in jou wil jy tog lewe, tog iets verander, beteken. Maar God maak jou deurmekaar. Dit blyk dat dit nie sy wil vir jou is nie. Dit blyk dat hy jou in hierdie hel wil hou. Jy doen alles wat sy boek sê. Jy poog om haat uit jou gees te ban. Spreek vry. Enigiets om verligting in die gees te bring. Jouself selfs forceer om aanbiddingsmusiek aan te sit en met 'n verkromde mond saam te sing, terwyl die trane van wanhoop oor middeljarige vange loop, die oë dood.